Goeiedag, broers en susters, disciples van Jesus Christus, ek groet julle in die naam van Jesus. Ons gaan nou vandag doen, in hierdie les, wat nommer 18 is, les 1:8, gaan ek praat oor, ons is deur God voorbeskik, ons is begenadig, en hy is besig om ons voor te berei, en toe te rus vir of ooreenkomstig sy werking. Maar anderwoorde, God het ons beplan voor die grondlegging van die wêreld. Hy het ons begenadig deurdat hy ons uitverkies het vir 'n bepaalde funksie en doelwit wat ons op die aarde moet vervul. En hy het alles weggebere vir ons tot ons beskikking, soos wat ons gaan op hierdie weg, sy weg, om te doen wat hy wil hê ons moet doen. So hierdie les gaan oor God se voorbeskikking. Hy het dit beskik, hy het dit verordineer, hy het dit beplan. Dit is sy intensie, voordat ons gemaak was, voordat hierdie hemel en aarde gemaak was, het God dit beskik, voorbeskik. En die Engelse woord daarvoor is predestined. En hy rus ons toe elke dag. En hoe meer ons onsself gee vir hom, om ons toe te rus, hoe meer kom ons by die plek dat ons toegerus raak vir die vervulling van die taak wat ons het op die aarde. En ek glo met my hele hart dat wanneer ons by daai plek kom, dat ons volledig oorgee aan die Here, sodat ons sal soek, wat is hierdie destiny? Wat is hierdie hoofdoel waarvoor God ons gemaak het? Dat ons ook soos Jesus sê in Johannes 17, toe hy tot die Vader gebid het, aan die einde van sy taak op die aarde, toe hy dit klaar bereik het, toe sê hy, Vader, die taak wat u vir my gegee het, het ek volbring. Dat ons ook kan sê, die taak wat u vir ons gegee het ons volbring. Nou kan jy verstaan hoe ernstig is dit, dat ons sal besig wees met daai taak. Want hoe meer ons dit doen, hoe meer gaan ons God behaag, en hoe meer gaan ons vervulling ervaar in onsself. Want baie keer doen ons baie dinge, en ons maak dalk 'n bietjie geld hier en 'n bietjie geld daar, en dan is dit ook altyd te min, en die en daai wat in die vorige les behandel is. Maar dit is nie vervullend om heeltyd besig te wees en dit net te maak nie, of selfs baie te hê en dit weg te bære. Jy het nie vervulling nie, want jy is nie besig met die droom wat God vir jou het nie. 'n droom wat hy beskryf as van planne van heil en 'n hoopvolle toekoms. Ons voel daar baie keer frustreerd, moedeloos. Alles word weggeblaas, ons werk vir niks, alles word net, ons werk maar as niks wat ons kan wys nie. Maar ons het dit in die vorige les behandel. Maar nou wil ek begin met u praat oor God se voorbeskikking vir elkeen van ons. Hoe hy ons begenadig met gawes, talente, geleenthede, die regte lewensmaat, kinders, ensovoorts, koneksies met vriende en familie, en wonderlike voorregte wat ons te beurt val, en waarin hy ons deur dit voorberei, vir nog iets groters, en nog iets groters. En op die einde moet ons probeer daar kom, dat ons, soos hulle sê, die bucket list, kan aftik al die goede wat vir ons graag sal wil doen. God het ook 'n bucket list vir ons, maar jy gaan nie hel toe as jy nie alles kan aftik nie. Jy word gered deur sy genade, deur sy bloed, en dat hy jou gekies het en my gekies het, hy het ons eerste lief gehad. Hy is die initieerder, hy is die beplanner, hy is die argitek van ons lewe, maar ons moet toelaat dat sy werking ons in staat stel. God werk in ons om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Ok, kom ons gaan kyk.
Want sy werking is baie belangrik. Kom ons kyk net flissies weer na Efesiërs. Want ek het julle in die verlede gesê, die Efesiërs is vir my hierdie boek, of hierdie brief aan die aan Efese, die gemeente van die Here in Efese, wat praat oor hoe genadig God is, hoe goed God is, en hoe hy alles uitgesort het voor die grondlegging van die wêreld, wat hy wil doen, en hoe dat hy by einde Jesus Christus as die hoof, bo alles gaan stel, en alles aan Christus onderwerp. Ons het nou die dag daaroor gepraat in 'n ander les. Nou kom ons kyk net geweer na Efesiërs hoofstuk 1. Ek wil net so 'n bietjie kyk daarna vers 6. Maar ek moet so effens bietjie in 5 eers begin, net om die strekking van die sin te kry, deurdat hy ons voorbeskik het. So ons is voorbeskik, volgens vers 5, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil. So God werk sy wil in ons en vir ons. En hoe meer ons met hom saamwerk, hoe meer ons totaal aan hom oorgegee is, hoe meer werk hy sy werking in ons, is dan ons is sagte klei in die pottebakker se hande. Nou kan hy makliker doen wat hy met ons wil doen, of wil bereik. En dan kry jy vervulling. Nou vervulling is baie, baie hoër as versadiging. Baie, baie hoër as om net jou maagie vol te hê, of jou bankrekening vol te hê, of 'n smart car in jou garage te hê, of om 'n privaat vliegtuig te hê. Jy weet, daai goede is net tydelike geluk. Jy voel net tydelik, wow. Maar dit is asof so na rukkie, dit is echt goed eintlik sommer net stof, jy weet. Maar wanneer jy bereik wat God wil hê, wanneer hy in jou werk, sodat jy werk wat hy wil hê jy moet doen, besig mee moet wees, dan kry jy die vervulling, en daai vervulling bly by jou. Dit is 'n ewige ding. Halleluja. Ok, nou sê hy, na die welbehae van sy wil aan die einde van vers 5, en vers 6 sê hy, tot lof van die heerlikheid van sy genade. Dis amazing. Dis vir my 'n amazing uitdrukking daai. Hy praat van tot lof van wat? Van die heerlikheid van wat? Van sy genade waarmee hy ons begenadig het. Oh my goodness. Dit is vir my so diep. En dan gaan hy aan en hy kom by hierdie toppunt, hierdie pinnacle, hierdie hoogtepunt in jou lewe. Hy sê hierso, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het, in die hoofletter, geliefde, dis Christus. Oh my goodness, alle vervulling is in Christus. En ons moet strewe daarna dat ons sal uitvind, wat is God se plan, wat sy intensie met ons, wat is sy destiny, en laat ons daarmee besig sal wees, wanneer hy ons kom haal. Jy kan nou sterf oor 'n halfuur, jy kan oor 'n minuut sterf, jy kan oor 'n jaar sterf, jy kan oor 10 jaar sterf, maak nie saak nie, maar die belangrike ding is, wanneer jy sterf, moet jy daai punt bereik en jy ervaar, wat is dit om vervulling te beleef? Vervulling is die hoogste strewe, omdat dit God se hoogste droom is vir ons. Right, kom ons gaan vinnig aan. Onthou hierdie woorde, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Nou goed, ek gaan vir my nou baie haas, en dan net vir julle iets wys in Efesiërs 2, hy sê, en julle het hy lewend gemaak, maar hy het ons opgewek uit die dode uit, in Christus het in ons opgestaan, nadat ons ons lewe vir hom gegee het, omdat hy vir ons sonde gesterf het, begrawe is ons dood vir ons sonde, begrawe weg, dit is nie meer deel van ons nie, en hy het ons opgestaan het, dis 'n nuwe lewe. Nou sê hy hierso, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade van die sondes, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld. Hoor mooi wat staan daar, volgens die loop van hierdie wêreld.
Maar nou is ons nie meer deel van hierdie wêreld nie. Hy het ons uitgehaal uit Egipte land uit. Hy sê hierso, volgens die owerste van die mag van die lig, dis volgens die bose geeste, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. Jy sien nou, as jy nou hierdie sluit nou aan, lekker daar by die vorige les, jy sien, vyandskap met God is vriendskap met hierdie goede. Vriendskap met die wêreld. Wat is die wêreld? Dis die begeerlikhede, dis die genot, is om te hardloop agter plesierigheid aan. The pleasures of this world. Jo, en dis hoekom mense by die see so graag plesierig daar is. Hulle bly by die see. Hulle het 'n huisie by die see, dis plesierig. Afrikaners is plesierig. Moet oppas. Pleasures is actually a lust. Dit is egter 'n lus, begeerlikheid. Oppas net daarvoor. Dit beteken nie ons moet nie plesierig raak en vrolik wees nie. Daar is 'n verskil tussen om die blydskap van die Here te hê en vrolik te wees in die weg van die Here versus die plesier van die wêreld. U moet dat die Heilige Gees u help daarmee. Maar kom ek haas my. Hy sê volgens die owerhede van hierdie wêreld, so antwoord hierdie bose magte oefen hierdie beheer uit oor ons, en dan vers 3 sê hy, ons was vroeër daar, en ons het die dinge van die vlees gedoen, en van die sinne, dit wat ons by ons opkom het ons gedoen, en dit was die spreuke, of die spreekwoord van die Sabbatsaanbidders gesê, when you get up, do what you like to do, just do what you love to do, just do what you like. Dit is die satanistische uitdrukking. Jy sê, dit is presies hierso, want hulle is onder die mag van hierdie wêreld, die bose geeste in die lig. Hulle dien die duiwel. So, en ons was voorheen so, van nature was ons ook kinders van die toren, soos baie ander mense. Vers 4 sê, maar God het ons, deur sy grote liefde waarmee ons lief gehad het, ook tot die dood toe, lief gehad het, ook toe ons dood was deur ons misdade, lewend gemaak, saam met Christus. Ek wil vinnig spring na vers 8, want uit genade is julle gered. Dis 'n ontsettende genade, dat ons kon hoor, God sê vir ons, kom na my toe. Ek het jou so lief. Ons sê, ja, Here, hier sit. En jy gee oor aan die Here. Baie mense kou en proe nog daaraan, en hulle word al 80, dan proe hulle nog steeds, wil hulle nou die liefde van die Here hê of nie. Man, just like, moet nie laat die duiwel jou vang met allerhande goede nie. Ek wil hê jy moet verstaan, dat jy is voorbeskik. Jy is voorbeskik. Dit is so lekker om te weet. En hy het jou begenadig, hy gee vir jou gawes en talente, en hy begenadig jou, dat jy sy stem kan hoor, dat jy sy roering en sy trekking kan aanvoel, en dat jy wil by hom uitkom, volgens sy werking, jy sien, sy werking. Oh, dit is so wonderlik, want dit is alles, vers 8, uit genade is julle gered. Hy sê hierso, deur geloof. Jy moet alles wat jy by God kry net deur geloof. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hebreërs 11 vers 6. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, dat hy bestaan. En jy moet glo wat hy vir jou sê, hoe hy oor jou voel, jy moet dit glo. Jy moet nie werk daarvoor nie, jy moet dit glo. Dit is klaar so. En dan is jy begenadig. Ons is begenadig. Halleluja. Want hy sê hierso, nie uit ons werke nie. Ons doen nie werke en dan sê God, dit behaag my nie. Nee, ons glo in sy volbrachte werk aan die kruis, die offer wat hy gebring het vir ons, namens ons. Ons glo dit, en dit, as ons dit glo, dan red hy ons. Dan is hy beïndruk, omdat ons glo in sy offer wat hy gebring het. Want ons, vers 10, is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei, sodat ons daarin kan wandel. En nou, wil net vinnig vir julle weer wys in hoofstuk 3 van Efesiërs. Hy sê,
In vers 5. Hy sê, wat ek in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak het nie, het ek nou bekend gemaak aan sy heilige apostels en profete, het hy dit openbaar, dat die heidene mede-erfgename is, en medelede van die liggaam van die Christus. Hier is die fantastiese ding. Ek wil hê, ons wil hierdie les afsluit met hierdie gedagte. Hier is die amazing verborgenheid, dat God is nie 'n aannemer van die persoon nie. Elke nasie, elke volk, elke taal is vir hom belangrik, ewe belangrik. En hy sê, ons is mede gedeelgenote aan die belofte in Christus, deur die evangelie. God is nie 'n aannemer van die persoon nie. Jou nasie, jou volk, jou taal, wie jy is vir God belangrik. En so ook elke ander nasie, volk en taal. Ek groet julle met hierdie genade gedagte, dat julle begenadig is, dat julle belangrik is, dat hy ons gekies het. In sy werking in ons het hy dit gewerk, sodat ons by hom kan wees. In Jesus naam, seën vir julle. Amen.